Nou ja, die tema vandag, ons praat oor gedagtes. As baie mense wat my bel, wat sit met hierdie warboel van gedagtes wat die vyand hulle mee aanval. Nou mense besef dit nie altyd nie, maar daar is skrifte in die woord van God wat vir ons sê hoe om elke situasie te hanteer. En gedagtes is een van dit. Ek wil vir jou kom wys vandag hoe die gedagtes 'n invloed het op ons lewens, in dit wat ons praat, en dit wat ons doen, en nie net op dit nie, maar ook op ons liggame. Nou kom ons kyk heel eers na die skrif van Jeremia 29 vers 11, waar daar staan, wat is dit wat God vir ons koester? Daar staan die gedagtes wat hy vir ons koester, is voorspoed, is nie teespoed nie, is 'n toekoms, dis 'n verwagting. Hy koester vir ons gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Hoor mooi, vrede en nie onheil nie. So as jy met hierdie negatiewe gedagtes sit, of wat in jou kop inkom, wat die vyand 10 teen 1 kom plant, van negativiteit, van dood, van selfmoord, van last, van perversie, van haat, van revenge, wat dit ook al mag wees, moet jy genoeg onderskeiding hê om te kan sien wat kom van God af, wat is vleeslik en wat kom van die vyand af. Daar's mense wat ek voorbid, dan manifesteer daar demone wat sê, ek val hierdie persoon, sy is siek, want in haar gedagtes, in haar mind, sê ek vir haar, sy is siek, en sy glo sy is siek. En wat sê die skrif vir ons? In Markus 9 vers 23 sê, soos wat jy glo, so sal dit wees. So as hierdie gedagtes in jou kop inkom, van onheil, wat beteken dit kom van Satan af, hoekom los jy dit? Nou ek wil begin, dis nou maar net bietjie fondasie, maar ons lees in Spreuke 23 vers 7, soos jy in jou siel bereken, so is jy. Hoor mooi, soos jy in jou siel bereken, so is jy. Nou kom ons gaan na die siel toe. Ons as mense bestaan uit 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. Jou siel bestaan uit 3 komponente uit. Dis jou gedagtes, dis jou emosies, en nou jy het 'n wil. Ons het vrye wil, God het ons vrye wil gegee. Ewen met Adam en Eva, het hulle vrye wil gehad om te kon kies. En net so is dit ook vandag. Die probleem is, dat ons hierdie gedagtes, wat in ons koppe inkom, wat die vyand kom plant, het 'n direkte uitwerking op jou emosies, en op die wilsbesluite wat jy neem in die wêreld, en natuurlik ook op jou liggaam, en ook in die woorde wat ons spreek. Nou kom ek gaan vir jou sê waar dit staan, dit is baie maklik, Hebreërs 4 vers 12, staan daar dat die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard, wat onderskei tussen murg en been, siel en gees, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge. Oorlegginge is diepe bedenkinge wat jy het, en die gedagtes van die hart. Hier is nie 'n fisiese hart nie, dis die gedagtes van jou hart. So hoor mooi, wat sê die woord? Daar is 'n konnotasie tussen die gedagtes van ons en met ons harte. Dan gaan ons na 'n volgende skrif toe. Matteus 12 vers 34. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. So daar's 'n konnotasie van gedagtes na die hart, van die hart na die mond, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Het jy al gesien as jy met iemand begin praat, net so rukkie, dan sien jy eintlik wat is in sy hart. Want al wat hy oor kan praat, en ek is self skuldig aan, ou deel met situasies in die lewe, en in die wêreld, of in 'n besigheid, en dan begin jy met 'n pel of met iemand gesels, en dan begin jy in 'n rigting praat, en dan sien jy vinnig waarna toe dit gaan.
Die Bybel sê, ons moet ons harte bewaar meer as enige iets anders. Want hierdie gedagtes, hierdie negativiteit, as ons dit nie stop nie, dan kom lê dit in ons harte. Dis hoekom ek sê so baie keer, sê ek vir mense, as iemand jou seer maak, vergewe hom dadelik. Moet dit nie los nie. Want jy gee daai seer, dit wat met jou gebeur het, gee jy kans om te begin groei. En voor jy sien, dan word dit 'n vesting in jou lewe. Dis die vyand wat kom in hierdie gedagtes van las en perversie en van haat en onvergifnis en bitterheid, resentment en wraak, wat depressie bring, wat jou laat voel jy's rejected, of wat ander kere vir jou sê, hoor hierso, gaan doen dit aan daai persoon, jy moet hom terugkry, jy moet hom nie vergewe nie, jy gaan dit nie maak nie, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie, jy's te maar, of jy's te vet, of jy's te dit, of te wat dit ook al mag wees. Johannes 10 vers 10 staan daar, dit is die Satan wat kom steel en slag en verwoes. So enige iets wat negatief is, kom van Satan af. Dis 'n uitgemaakte saak. Die woord sê dat Jesus het gekom om vir ons lewe te gee in oorvloed. En tog is dit so dat baie mense en baie predikers en baie kerke sê dat baie mense preek 'n ding van prosperity en al die goed. Is dit nie tog wat Jesus aan die kruis gedoen het nie? Het hy nie alles kom vat aan die kruis vir ons, wat sy kinders is, sodat ons vry kan wees van die aanslag van Satan, laat daar oorvloed in ons lewe kan wees nie? Die gedagtes wat God vir ons koester is vrede. Peace of mind. Vrede in jou hart. A mind of Christ. Dis baie keer in hierdie tye wat jy hierdie gedagtes kry, wat jy dit los en nie autoriteit oor dit vat nie, laat dit begin groei. Dink bietjie nou mooi in jou eie lewe. En ek praat namens myself ook. Ek weet daai tyd ook in die wêreld was, ek het wille gedagtes gekry. Ander kere was dit van selfmoord, ander kere was dit van dood, ander kere was dit om mense te na te kom. Even nou nog val die vyand my aan, dan kom hy. Maar die Heilige Gees het my nou al geleer om hierdie goed te stop. Want wat sê die woord wat moet ons doen? In 2 Korintiërs 10 vers 5. Daar staan, neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan God. So wanneer hierdie gedagte kom en hy word geplant, en mense, ek sê net, onthou net baie keer, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Dis nie te sê dat wanneer mense hierdie gedagtes kry, jy word nou, jy het demone of wat ook al nie, maar die vyand stuur sy agente om in jou oor te kom fluister. Dit is rarig so. Dis nie altyd te sê dis binne nie, maar dis baie keer van buite af. En die vraag is, wat doen jy daarmee? As jy nie daai gedagte gevange neem nie, die saadjie word geplant in jou gedagteswêreld, nou los jy dit. Dis so goed, daar val water op, hy begin ontkiem, en voordat jy sien, is dit al wat jy heeltyd aan dink, is hierdie saadjie wat nou geplant is, en voor jy sien, dan consume dit jou. Dis al wat jy aan dink, en dit begin jou hele lewe bepaal, dit begin 'n vesting word, dit begin 'n stronghold word in jou lewe. Nou die woord sê vir ons in Filippense 4 vers 8, bedenk die volgende, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is en alles wat loflik is. Bedink dit. Dit is wat God wil hê ons moet in ons gedagtes hê. Jy moet, weet julle, een van die ergste goed toe God my kon vrymaak het, ek het nie 'n baie goeie selfbeeld gehad nie. In die wêreld het 'n ou baie keer gepresteer en 'n ou het sekere goed gedoen en jy het uitgeblink en ek het geld gehad op daai stadium en ek het SA skole rugby gespeel, al daai goed. En ek sit nou eendag so en dink, jy weet, daai tyd toe ek daai baadjie aangetrek het, het ek gedink, dis alles.
En tot die dag toe God my kon vrymaak het, toe besef ek, daai vreugde wat ek gekry het, toe Jesus my kon volmaak, daai wat ek vol is, daai wat ek nie meer soekend is nie, nee. Daai baadjie kon dit nooit vir my gee nie. Die probleem is dat ek het nie geweet hoe om my gedagteswêreld te hanteer nie. Want ek is gedurig herinner deur Satan, deur dit wat ek gedoen het, die mense wat ek seer gemaak het, hoe ek groot geword het, dit wat my pa my gedoen het, die bekleierery wat daar was in ons huis, en nou gaan dit oor in drome, ek het begin nagmerries kry, met al hierdie goed het met my begin gebeur. En toe God my kon vrymaak het, was dit een van die eerste goed wat ek moes gaan doen, is om myself in 'n spieël te gaan kyk en vir myself te sê, maar hoorie Kobus, jy is mooi, jy is alright. En ek moes dit 'n paar keer vir myself sê, omdat ek kon glo. En ek moes myself kon sê, jy's worthy. Want ek sê of elke negatiewe gedagte wat daar is, om hom uit te kanselleer, gaan jy 10 positiewe goed moet sê. As jy weer op scratch. Negativiteit dra soveel krag, en mense besef dit nie altyd nie. Ons lees in Romeine 12 vers 2, sê die woord, ons moet ons gemoed vernuwe. En nou, dit beskryf eintlik mooi, gemoed het te doen, deel van die siel het te doen met die emosies. Ek bid altyd, dan sal ek in die oggende sê, en deur die dag ook, Jesus gee my 'n mind of Christ, emotions of Christ, en 'n will of Christ, laat ek die regte besluite ook kan neem. Want dit het al sy effek op mekaar. Van die gedagtes, na die emosies toe. Weet, baie keer kry jy emosie van vrees. Sommige ewe skielik, dan kom dit. Nou begin jy dink oor hoe sleg het met jou gaan en hoe hierdie probleem of hierdie besigheidstransaksie nie gaan uitwerk en jy begin al met jou geestesoos sien. Ek onthou daai tyd het ek met die yellow plant in die goed. Maar toe was ek nog in die wêreld gewees. Dan sien ek by die huis in die aand voor ek gaan slaap of deur die dag, dan sien ek hoe die excavator byvoorbeeld breek. En dan die volgende dag gaan bel my en sê hulle vir my, hey, excavator het gebreek. Want ek het dit gesien in my geestesoog het gebeur, maar dis die Satan wat my dit laat sien het, want dit het nie van God af gekom nie. En omdat ek dit nie gestop het nie, dan is ek in agreement met dit. Ek stem eintlik saam. As iemand by jou gaan kom en hy sê vir jou, jy's van die Satan, en jy bly stil, wat doen jy? Jy stem saam met hom. Jy praat nie, as jy nie jou mond oopmaak en sê, luister, ek is van Jesus Christus nie, wat is jy dan eintlik? Jy's in agreement met wat hy sê. Ons moet versigtig wees as ons met mense praat oor die foon. Jy al gehoor as mense begin moan, dan sê hulle klomp goed, dan ek is ook geneig, dan doen ek dit, dan sê ek, ja, nee, Jesus, dit is so. Ja, nee, dit is so. Dit is rarig so. Nou stem ek saam met hierdie ou se negatiewe goed. Ek het nou my laaste ruk, het ek myself probeer leer, om net stil te bly en te luister. Want baie keer wil mense hier moet bevestiging gee, dat jy nog met hom praat. Dan sal ek maar net sê, ja nee, ek is nog hierso, of wat ook al, maar ek stop daai ding om heeltyd te sê, ja nee, het is so, want ek gaan nie meer saamstem met ander mense se negativiteit nie. Ons lees in Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Ons moet onthou, die skrif sê, in Romeine 8 vers 7, dit wat die vlees bedink, is in vyandskap met God. Die vlees kan God nie behaag nie. Jy kan nie. Dis die gees, die Heilige Gees wat in jou is, wat God kan behaag. Jy dink uit 'n vleeslike oogpunt, en dan kan ons weer teruggaan na Galasiërs 5 vers 19, waar daar praat oor al die vleeslike begeertes en die vleeslike hartstogtes, van towery, van hoerery, en daar's 'n klomp goed. So dit wat die vlees wil hê, is in 'n oorlog met dit wat die gees wil hê.
Dit kom nie by mekaar uit nie, dit is opposite van mekaar. Dit is soos lewe en dood, lig en duisternis. En jy kan nie in agreement wees met dit wat in jou gedagtes inkom nie. En ander kere moet jy ook verstaan, want die Satan doen hom partykeer self voor as 'n engel van lig, en dan kan jy dalk dink, dit is die Satan wat of God wat hierdie woord vir jou gegee het, maar dan is dit eintlik die vyand. Ek onthou, ek weet nie wie laasie was nie, ek het vertel van toe ek vir 7 dae gevas het, en toe die Heilige Gees my gesê het, ek moet vir die 7 geeste van God vas, elke dag, vir 'n eienskap van Jesaja 11 vers 2. Nou, ek het dit nie geken op daardie stadium nie, maar ek onthou op die 7de dag, omtrent so 2 ure voor ek my vas klaar gemaak het, toe stop ek by die huis en ek wil my vasbreek met sop, my ma vir my sou sop maak. En toe ek uitklim uit die bakkie uit, toe kom mense wat agter by die buurman in woonstelle bly, toe ry hy verby en hy vloek my. En ek wonder toe nou waaroor gaan dit, en ek klim uit met die sakkies en hy hou my aanvloek, en voor ek myself kry uit my vlees, loop ek uit na op die pavement. Want onthou, die Satan ken ons swakpunte. Hy weet toe ek in die wêreld was, ek is 'n ou wat beklei het, en ek is iemand wat 'n kortie meer gehad het, en hy weet ek is iemand wat dit nie sou los nie. En voor ek myself kry, is ek op hierdie pavement, en hierdie ou kom na my toe aangehardloop, hy mean business. En ek dink, ek het 3 gedagtes in my kop gekry, 3 stemme wat met my praat. Die eerste gedagte was, vandag gaan jy 'n pak slaag kry. Jy kan nie eens keer nie, want jy hou die sakkies vas. En jy is vas ook nog, en jy is nog swak ook. Die tweede gedagte, die stem wat my gepraat het, en is 'n stem wat ek al die jare nog altyd geken het, en hy het vir my gesê, dis nou die tyd, slaan hom. Nou van wie het daai stem afgekom, daai gedagte? Van Satan af. En die derde stem het my gepraat, en voor ek nog hom kon hoor, toe sê ek vir die ou, hy het vir my gesê ek's 'n asshole. Sê ek vir hom, ek is nie 'n asshole nie, ek is 'n kind van Jesus. En toe kyk hy my so, en hy draai hom en hy hardloop na sy bakkie toe, en spring in die bakkie en hardloop en ry in die huis in. So eintlik wat daar gebeur het ek na die tyd besef, is dat Satan het hierdie ou gestuur, hy het eintlik gemanifest om my aan te val. Daar was 'n demoon wat gemanifesteer het, want hy wil my vasstop. Nou as ek vir die stem geluister het van slaan hom, sou my vas definitief daar gebreek gewees het, en daai 7 dae wat die Heilige Gees vir my gesê het om te vas, dit sou nie gebeur het nie, want ek het in vlees opgetree. So daar is vleeslike gedagtes, dan is daar gedagtes wat die vyand plant, en dan is daar gedagtes wat van God afkom. En dit is belangrik dat ons met discernment hê om te kan hoor, kom dit van die Heilige Gees af, of kom dit van die vyand af? Al hoe jy dit gaan reg kry, ons moet die vlees breek. Hierdie stuk vleis, hy soek die wêreldse dinge. Hy soek nie God se dinge nie. Jy moet hom breek, en al hoe jy hom breek is deur te vas. Dis wanneer jy hom breek. Dis wanneer jy groei in 'n autoriteit, maar dis ook wanneer jou vleeslikheid, wanneer jy begin oorhand kry op hom en hom een kant toe skuif, en dat jy meer sensitief is vir die stem van die Heilige Gees. Nie een van ons kan sê dat jy sukkel nie met jou gedagtes nie. Ek sê vir baie mense dat die oorlog is eintlik hier so in ons koppe. Want as jy mooi daaroor dink, die woord sê vir ons, soos wat jy glo, so sal dit wees. En jou gedagtes wêreld bepaal so baie. Want as jy elke gedagte wat in jou kop inkom, nie dwing tot gehoorsaamheid nie en hom los, gaan jy 'n probleem kry. Jy moet beheer vat oor dit.
Jy moet hom dwing tot gehoorsaamheid. So wat ek baie keer maar doen is, as 'n gedagte inkom, dan sal ek net sê in die naam van Jesus, hierdie gedagte, ek rebuke jou, wat dit ook al is, ek noem hom op die naam, en ek bestraf hom. Ek beveel hom om weg te gaan. Onthou die woord sê vir ons, dat jy as mens moet die woord beveel, die berg beveel, en vir hom sê skuif. Daar staan nie gaan bid oor die berg en sê vir die berg om te skuif, en jy moet die berg aanspreek soos wat hy is. So ek sal nie gaan bid en sê, Here, vat nou hierdie gedagte weg of wat nie. Ek sê met die autoriteit wat Jesus my gegee het, in Lukas 10 vers 19 sê ek, luister, hierdie gedagte, ek rebuke jou in die naam van Jesus, gaan weg. Hierdie hoofpyn, in die naam van Jesus, hierdie is nie jou plek nie, dis nie jou huis nie, is 'n tempel van die Heilige Gees, ek bestraf jou, gaan weg, dis nie vir jou plek nie. Watter situasie hom ook al voordoen, ek praat met hom asof hy bestaan, en ek beveel hom om weg te gaan, en ek glo dit, want as ek dit klaar gespreek het, dan is daar krag. Onthou nou, die woord sê vir ons hierso, luister gou mooi na hierdie, want uit die oorvloed van die hart, praat die mond. En dit wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. So dit kom van die gedagtes af, na die hart toe, na die mond toe, en dan gaan ons na Spreuke 18 vers 21, lewe en dood is in die mag van die tong. Kyk nou hoe loop dit, daar's 'n konnotasie met alles. So nou kom hy van daar af, hy kom tot by jou mond, hy kom by jou tong, en dan, hierdie is wat vir my baie uitstaan, is dat elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So elkeen wat graag dit wat in jou gedagtes kom, of wat ook al, en jy dit nie doen, sonder om dit gevange te neem, en jy spreek dit, jy eet die vrug van jou woorde wat jy saai, want die beginsel is wat jy saai, sal jy maai. So eintlik, as dit van jou gedagtes afkom, en jy vat nie autoriteit oor daai gedagte, en jy los dit, laat dit gaan, daai ding begin groei, dit gaan lê in jou hart, op 'n plek kom dit waar jy dit met iemand bespreek, dan het jy dit klaar gesaai, en nou maai dit weer, so jy's op 'n plek van self-destruction. Ek het nou al gesien in hierdie tyd, en mense, ek is nie 'n teoloog nie, ek het nie papiere nie. Maar die Heilige Gees het my al 'n paar goed gewys. Ek wou nou die dag, toe wil ek vir mense gaan bid in 'n rehab center, toe vra daai pastoor vir my daar, wat se papiere het jy? Toe sê ek vir hom die hoogste papiere kwalifikasie wat daar is. Toe sê hy, wat's dit? Sê ek, Heilige Gees. Daai kan my niks leer nie. Ek hoor met baie mense wat vir 6-7 jaar geswat het, dan kom hy na die tyd, dan kan hy nie eens vir iemand bid dat hy genees nie. Nie dat hy iets kan doen anyway nie, maar hy is so vasgevang in religion, dat hy verstaan nie, en hy vat die krag en die vuur van die Heilige Gees weg. Want hy glo nie. Kom ek nou vir jou sê, in die tyd wat ons nou in is, God is besig om gewone mense soos ek en jy, hy het gekom vir die siekes, ons is maar siek nog, ons is nie hy populaai of ons is geleerdheid of wat nie, maar hy is besig om ons voor te berei, om sy werk te gaan doen, want die meeste van die dominees in die kerke wat of die pastore wat in die kerke sit, ontken die krag en die werking van die Heilige Gees. Hy is besig om gewone profete soos ek en jy op te lei, om uit te gaan en om die evangelie te gaan verkondig, en om siele te wen vir sy koninkryk. Ek sit in hierdie een oggend, ek dink was in die oggend gewees, was so baie tyd, ek kan nie alles onthou nie, maar die Heilige Gees sê vir my die volgende, hy sê vir my, hier is 'n sluier van duisternis oor die aarde, maar die tyd is nou ryp om die siele te gaan wen. Dis tyd om te stroop, dis tyd om te harvest, dis tyd om uit te gaan, en waar jy ook al is, of dit by jou besigheid is, of waar jy ook al, wat jy ook al doen, die tyd om skaam te wees vir die koninkryk van Jesus Christus is verby.
Ons moet regtig uitgaan en die evangelie gaan verkondig. Daar is nie meer tyd om skaam te wees nie. Want as jy God verloon, gaan hy jou verloon volgens Matteus 10 vers 32. Maar ons moet op 'n plek kom wat ons autoriteit in Jesus Christus verstaan en dit ook kan toepas. Jy weet, ons het so 3 weke terug, toe bedien ek by Dominators Den, dit is die Cage Fighting Club in Secunda, daar by Cedric hulle. En dit is waar, eintlik Cedric het daai tyd vir my gesê, hoor, jy wil nie groot gedoop word nie. Dit was 'n groot stap hoe die Here hom gelei het, 'n ou wat ook in die wêreld was, wat my na 'n plek toe gevat het waar ek groot gedoop kon word. En ons bedien daar so in, terwyl ek bedien, ek staan agter en baie keer begin ek sommer net huil of wat ook al. En die Heilige Gees sê vir my, ek moet na een van my vriende toe stap en hy staan so 3 meter van my af en hom 'n drukkie gee. Nou dit is 'n ou wat ek baie saam rugby gespeel het, baie saam gekuier het. Dis 'n man, ons het al 'n paar kroë saam leeg gemaak. Dis 'n ou wat kom beklei, is 'n harde man. En hy staan ook net daar en hy worship en ek het hom al groot gedoop en ek gaan na hom toe en ek gee hom 'n drukkie. Niks nie. Die maandag toe bel hy my. Hy sê vir my, ek lê gister Sondag op die bank. Hy sê, onthou jy toe ons daar agter gestaan het in worship? Ek sê ja. Hy sê, ek het vir God gevra, hoor hy my ooit? Hoor hy ooit my stem, as ek vir hom bid? Hy sê, en ek het gebid en gesê, Here, wil jy my nie net 'n drukkie kom gee nie? Hy sê, en binne 2 minute, toe kom ek en gee hom 'n stywe druk. Hy sê, en hy het dit nie dadelik besef nie, maar hy is toe die Sondag toe op die bank lê, hy sê, toe slaat dit ons soos 'n baseballbat tussen die oë. Dan kom 'n man daar aan wat vir my sê, Kobus, ek meen mense, hierdie is in 'n Cage Fighting Club. Hy roep my na die tyd en hy sê vir my, hoekom moet ek na 'n Cage Fighting Club toe kom waar mense pap geslaan word, waar die bloed vloei, om 'n boodskap te kan kry wat my hele lewe verander? Hoekom word al hierdie goed vir ons weggesteek in die kerk? Hoekom kan almal nie net op 'n platoniese manier die boodskap oordra en probeer op 'n plek praat wat ons nie eens verstaan nie? Hy sê, ek het gisteraand vir my vriend wat hiernatoe gekom het gesê, want sy girl het hom gesê om na die bediening toe te kom. Toe sê hy, as ek nie môre 'n deurbraak kry nie, môre aand pleeg ek selfmoord. Hy sê, en hier is ek vanoggend, want toe ek die advertensies sien, toe sê ek vir hierdie ou, hoor jy maar, ek ken vir Kobus. Ek weet wie hy was, ek weet waar hy was, toe in die wêreld was, maar kom ons gaan luister wat hy sê. En ek het so 'n paar aande terug met hom gepraat, ek het eintlik daai Sondag dit was die Saterdag, daai Sondag het ek saam met hom gevat vir bevryding, en daai man, hy sê, sy hele lewe het verander. Maar hy het nie gedink dit kan gebeur nie. En is niks omdat ons belangrik is nie. Dis net als deur die krag van die Heilige Gees, want die Heilige Gees se timing is perfek. En dis nou iets wat ons eenmal 'n maand, net soos ons hier eenmal 'n maand bedien, gaan ons eenmal 'n maand by Dominators Den ook bedien in Secunda. Dis wat ons sal doen. Niks gaan ons keer en ons gaan siele wen vir die koninkryk van God. Dis lekker om dit te bedien en om julle woord te gee, maar ek wil jou ook motiveer dat jy weet dat God het jou geroep as 'n soldaat. Want as ons hande vat en saam staan en elkeen sy deel doen soos wat God van elkeen van ons verwag, soos wat in die skrif gesê het, ons moet gaan doen om siele te gaan wen, dan is dit baie maklik. En ek is seker die dag as Jesus ons kom haal, gaan hy vir jou vra, wat het jy gedoen vir my evangelie? En ek gaan nie daar met 'n bek vol tande staan nie. Ek wil voluit gaan. Dit is my passie. En laat dit ook jou passie word. En ek wil hê, is al mense wat graag gebed wil hê.
Is daar mense wat gebed gaan wil hê na die tyd? Is daar mense is wat haastig is om te wil gaan? Ek gaan afsluit met 'n gebed. En dan die wat graag gebed wil hê, dan kan julle net agterbly. Okay.